Kind van die Here, verlede Sondag het ons gekyk na die tema as voel of God jou teleurgestel het. En ek dink almal van ons het al so gevoel op 'n stadium. Dit voel of God jou teleurgestel het, voel of dinge in die verkeerde rigting beweeg as wat jy dit werklik wil hê. Ons kyk na die ou vroukie daar in Konings in Elia wat bid en dit reën nie. En hy sit daar by Spruitjie Krit. En die Here voorsien vir hom daar. En met tyd het die water opgedroog en die Here het weer voorsien na 'n volgende plek. Want jy sien, kind van die Here, as die Here jou stuur, dan sal hy vir jou voorsien. Hy sal vir jou die pad reguit maak. Hy sal daar wees vir jou. God maak nooit 'n fout nie. God maak nooit 'n fout nie. Ek kan onthou jare terug, toe 'n pastoor vir my gesê het, maak jou net die voltyd ding, toe sê ek vir hom, pastoor, jy het nie lekker gehoor nie hoor. Ek is nie 'n geleerde man nie. Ek sit nie met jare sertifikaat agter my naam nie, alwaar ek sit is met die gees van God. En die Here stuur ons. En ek kan môre vir sê, God het voorsien. En God sal voorsien. En toe Elia hierdie vroukie sien, haar eerste woorde was, ek het nie. Al wat sy het is hierdie bietjie meel. En hierdie bietjie olie. En sy sê hierdie woorde, hier tel ek nou 'n paar houtskof, dat ek kan vuur maak, gaan broodkoek bak, vir my sê ons kan eet en kan sterwe. Wat gebeur het nie, Sondag sê sy spreek dood en dan ry omstandighede in plaas om lewe daarin te spreek. Maar Elia, 'n man van God, sê dadelik, wees nie bevrees nie, want so sê die Here. Kind van God, wat die Here gesê het, dan sal dit so wees. Dit kan nie anders, want hy kan nie terug op sy belofte nie. Dis die enigste wat God nie kan doen nie. God kan nie terug op sy belofte nie. Hy kan nie terug op sy belofte nie. God se woord is ja en amen. En hierdie vroukie gaan en luister vir 3,5 jaar. So het verlede Sondag sê, dink net, jy gooi daar meer eens terugkyk, dan is hy bakkie weer vol. Jy gooi daar olie en hy bakkie is weer vol. Dis hoe God voorsien. God sal jou nooit teleurstel nie. Die tema hierdie week is, hierdie Sondag, jy hoef nooit op God te twyfel nie, want God sal jou teleurstel nie. Jy hoef nooit op God te twyfel in jou omstandighede waar jy sit. Jy mag dalk môre omstandighede, jy mag nou, Here, waar nou, hoe nou, wat nou, Here, dan wil ek vir jou sê, God is daar. Hy is reeds in omstandighede. Hy is reeds die dag van môre. Hy is reeds die dag van oormôre. Jy hoef nie te vrees nie. Ja, ons is maar net mens, ons vrees. Daar's ook maar vlinders in die maag in. Daar's maar bekommernisse, maar ek wil môre vir jou sê, wanneer God voor jou uitbeweeg, kind van die Here, kan jy maar beweeg in sy spoor in, en jou pad sal voorspoedig wees dan nie. Amen. Jou pad sal voorspoedig wees. Maar die vyand sal kom, en hy sal sy bes probeer om ongeloof saad in jou te kom saai. Hy probeer om dorings in jou pad te gooi, hy probeer klippe in jou pad te gooi, maar ek môre vir jou sê, in die naam van die Here, kan jy deur alles stap, sonder enige probleem. Amen. Want hy is 'n beheer daarvan. Gaan net een skrifgedeelte lees môre vir u. Jeremia 32 vers 27 sê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. God het alles geskaap op die aarde. Elke ou voeltjie daar buite, elke diertjie, elke mens is deur God geskape. Alle vlees is deur hom geskape. Sou enige ding vir my met die hoofletter te wonderbaar wees? Is daar iets wat God nie kan doen nie? Nee. God is in staat om alles te doen. Hy is God almagtig, hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die wat duisternis en lig spreek. Hierdie aarde was woes en leeg gewees, en al wat die Here, al wat sy ware, laat daar lig wees. En daar was duisternis. Nee, daar was lig gewees, want hy het gespreek. Alles is geskep deur net 'n woord te spreek. Ek het al baie keer voor mense sê, roep die dinge in wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Is ons as mense staat daartoe?
Hy se harde vraag lê alleenlik deur die genade van Christus Jesus. Ons kan nie skep nie. Die mens kan nie skep nie. Maar jy kan wel lewe spreek in jou omstandighede. Maar ons geneig is die ou vroukie dood te spreek. Jy moet verstaan vanmôre, kind van God, woorde dra krag. Woorde dra krag. En woorde is woorde wat baie keer blywend is. Woorde dra krag. Ons hoef nooit op God te twyfel nie. Dis al 'n omstandighede vanmôre. Maar jy hoef nie te twyfel aan God nie. Hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 6 vers 33. Hy sê maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So wat moet jy doen? Jy moet God eers stel in al die omstandighede. Hy moet eers wees in jou lewe. Die môre as jy opstaan, wat moet jy doen? Eers by Vader uitkom. Ek het al vir jou sê, my eerste woord die oggend is môre Vader, môre Here, môre Heilige Gees. Dankie vir 'n geseënde nagrus. Dankie vir nog 'n dag by jou lewe so vol. Dankie vir 'n vars aanraak vir die dag. Dankie vir 'n nuwe salwing vir die dag. Dankie vir 'n nuwe krag vir die dag. Dis my woord elke môre, ek kom my vrou vra. Wanneer is dankbaar as nog 'n dag gespaar? Alhoewel Paulus sê, dit is verreweg die beste om heen te gaan om by Christus te wees. Dit is verreweg die beste om uit hierdie wêreldse omstandighede uit te kom. Om by Christus te wees. Daar by hom te kan wees sonder pyn, sonder hartseer, sonder swaarte, sonder droefheid, sonder niks nie. Mense kan ons onsself probeer jou net self indink hoe wonderlik gaan dit wees eendag daar in die paradys met die Here. Dan hoor die ouens spreek jy gaan hemel toe. Daar's nog niemand in die hemel nie man. Daar's nog niemand in die hel ook nie. Dis volgens Openbaring. Openbaring is die woord van God sê so. Here het daai man die kruis sê, vandag sal hy saam met my waar wees? In die paradys. What a day that will be when I, my Jesus, shall see. Dis ek een van die mooiste koortjies vir ons. Wat 'n dag sal dit wees om daai hande te aanskou. Daai voete, daai sy, en nou Venus was vir my en vir jou gewees, kind van die Here. Vir my en vir jou. Hy sê maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Met ander woorde, kind van God, jy moet 'n regte verhouding met God hê. Jy moet 'n regte verhouding met hom staan. En al hierdie dinge, alles wat jy nodig het, sal vir julle bygevoeg word. Dit sal vir julle bygevoeg word. God moet eers stel aan die omstandighede. Hoor wat sê Matteus 7 vers 7 en 11. Dit is 'n bekende gedeelte. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Hy sal as belofte. Dis 'n belofte, hy sal dit doen. Hy sê maar elkeen wat bid, ontvang. Hy wat soek vind, hom wat klop, sal oopgemaak word. Hy sê watter mense daar onder julle wat as hy sien om 'n brood vir hom 'n klip sal gee, of sy 'n vis aan hom vra 'n slang sal gee. Dink is Lukas wat praat van 'n skorpioen as ek reg is. Lukas het dit by. Hy sê as julle wat sleg is dan weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom bid. Waar lê die geheim met ander woorde? In gebed. In bid. Matteus sê gaan jy binne 'n kamer, sluit die deur agter jou, bid jou Vader die bord en jou Vader die bord sal openbaar vergelde. Net al die mense sal sien wanneer jy uit plek uitkom of uit jou bidkamer uitkom, God het jou gebed verhoor. Hy verander jou omstandighede waarin jy sit. Ek het een ding geleer, al my omstandighede gaan dit na God toe. En God sal voorsien. En God sal voorsien op die regte tyd. Maar jy moet 'n regte verhouding met God staan. Maar dikwels word ons getoets. En dis wat die seerste maak. Hy toets wat jy moet deurgaan. Hy toets jou baie keer jou finansies, jou huwelik, jou kinders, wat ook al. En ek het al baie toetse oorgeskryf, glo my. Jy gaan 'n toets oorskryf tot jy omslaag. Tot jy omslaag kan Here. Dit het ek geleer in my lewe. Tot jy toets geslaag het, gaan jy oorskryf. So, wees nie gehoorsaam van die begin af. Slaag die toets en jy hoef nie elke dag deur daai toets te gaan nie. Vertrou God.
Die nag moes jy maar kyk hoe lyk my omstandighede. Kyk hoe lyk my plek. Kyk hoe lyk dit, kyk hoe lyk, kyk hoe lyk. Dis al wat jy lag hoor. In plaas van, weet jy, God is goed. Man, God loves you. Ons wil dag klaar met meneer en moan en groan. Dis maar menslik nie. Is dit nie waar nie? Dis maar menslik. Moan en groan en terwyl nog so moan en groan sê God, hey, shut up man, ek het dit klaar vir jou voorsien. Kyk vir jou bankrekening. Dit is goed. Ja. Dis die God wat ek nie. Kyk ons na Job. Job was plat geslaan deur die vyand. Finansiële ramp, dood van sy kinders. Ek glo dit heeltemal anders is. Ek lees hierdie gedeelte heeltemal anders is. Ek sê, Job het deur 'n geestelike toets gegaan. Job is getoets. En Job het die toets geslaag aan die einde van die dag. Want wat sê sy vrou? Job het gelowig gebly. Wat sê sy vrou? Seën God. Daai seën beteken vloek God en sterwe. Sê Job, wat? Sal ek dan nie ook die slegte by die goeie vat nie? Of die goeie by die slegte by die goeie vat nie? Dit gaan nie elke dag met ons goed op aarde nie. Dan gebeur dinge met die kinders van die Here. Dan kyk ons baie keer, Here, maar kyk daai ou. Kyk, hy leef in die wêreld. Kyk hoe goed gaan dit met hom. Asaf se voete amper om uit te gryp, Psalm 73. Reeds as gevolg daarvan, maar om sy oë van God afgaan, dan kyk die ander mense. Nou, dit gaan ons goed, great, prys die Here. Nou, dit kom op. Ek wou dit gaan my ook goed, want ek het Jesus. Ek het nie die wêreld nie, ek het Jesus. En dis al wat ons nodig het vandag. Ons het God nodig, en ons God ons lewe het, dan is alles wat ons wil hê. Ek het nie rykdomme nodig, nie kastele nodig nie. Ek het nog nooit 'n lijkslaag gesien met 'n baantjie agter nie. Wat agter bly agter. Ek het my vrou sê, my is begrawe, by die ander ouens begrawe. Nie grond en klaar, nie is 'n kiste gebruik nie. Maak hom toe, maak hom gelyk. Ek het een en waag, jy het die mooiste grafsteen op my. Die Here kom, wil ek jy om my kop nog van my af te kry. Asseblief tog, hy graf net oop gaan en ek kan huis toe gaan. Om eendag by die Here te wees. Mense, dit is naby. Ek sê hulle is naby. Ons kyk net dinge wat die wêreld in die gang is. Almal is so deur teen hierdie ou daar in Amerika, maar weet jy wat, hy's met 'n doel daar. Kyk maar net Openbaring, gaan lees Openbaring, spesifiek Openbaring, as jy sien kom ons uit daar. Hy's met 'n doel daar geplaas. Dinge wat hy doen is met 'n doel. Luister, Elia het nooit aan God getwyfel nie. Nooit nie. Die Here vir hom sê, gaan, draai na die ooste toe. Gaan steek jy weg daar by springie, wat doen hy? Hy gaan onmiddellik, want die Here sê ek sal vir jou voorsien. Hy het kraaie gestuur. So weer Sondag sê, hy ligte stuk T-bone steak af in die koningstafel af. Hey, jy kan hom eet nie. Jy moet hom eet. Hy kook so hy groot brood wat sê, ander kraai sê, nee, gee hom vir my. Dis Elias in hierdie hoor. Lekker vars gemaak, sy hou my koek nie warm man. Lekker. Dis dieselfde Jesus vandag, mense. Hy het nog nooit verander nie. Hy is gister vandag tot ewig dieselfde. Hy is dieselfde. Dis ons wat verander het. Die mens wat verander het. Maar met verloop van tyd. Met verloop van tyd het hy opgedroog. Hoor die woord van die Here, kind van God. Hy sal vir jou bonatuurlik voorsien as jy hom eerste stel. Hy sal vir jou bonatuurlik voorsien. Maar jy moet hom eerste stel. In alles. In alles moet hy eerste wees. Abraham en Sarah het gelag. Toe God vir hulle sê, hey, Abraham, jy gaan 'n seun hê, broer. Op 100 jaar oud, is dit moontlik? Nee, dis onmoontlik. Sarah is 90 jaar oud. Sarah sê, sal ek nou my ouderdom wil weer kom soog? Kyk, om sy praat, ons klink so dier, nee. Hoe bang die kosies gee.
Sarah het gelag daaroor. Maar by God is alles moontlik. Of jy 100, 110 jaar as God so sê, dan sal dit so wees. Dit sal so wees. Genesis 18:14 sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. God se woord leer ons wat om te doen. Hy sê, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat julle kan verhoog word op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom. Alles. Plaas dit op die Here, want hy sorg vir julle. Mense, God sorg elke dag vir ons. Elke dag. As twyfel by jou wil ontstaan oor God se voorsiening, moenie dat Satan se twyfelsaad wat hy in jou gedagtes laat ontkiem nie. Moenie laat ontkiem in jou gedagtes nie. Moenie begin twyfel nie. Want wat gebeur die oomblik wanneer jy begin twyfel, begin opstandig raak teenoor God. Jy begin kyk na jou omstandighede soos verlede Sondag sê, en jy kyk nie na God nie. Hy sê wat jou omstandighede kan verander. Ons hoef nie te twyfel in die Here nie. Nooit nie. Woord die Here sê in Filippense 4:19, want my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. In alle opsigte sal hy voorsien. Laat miskien môre sê, ek's fine, ek's alright. Is goed so. Ek's bly. Maar as jy Jesus nie het nie, het jy niks. Dan het jy niks. Kind van die Here, ons moet ophou om Satan se leuns te glo. Ons moet ophou om te luister na ander mense, ons ophou om te luister wat die Satan vir jou wil sê. Weer as jy op jou skouer kom sê, klap hom af man. Sê, daar's geen twyfel in my nie, want ek weet wie is my voorsiener. Johannes 8:44 sê, hy was 'n mensmoordenaar van die begin af en staan in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Die duiwel wil hê jy moet in sonde val. Hy wil hê jy moet dit doen. Hy wil hê jy moet opstandig raak teenoor God. Hy wil hê jy met gebalde vuis na God toe staan. Dan dink jy, ja, wel, get jou, het gewen. Maar wanneer jy omdraai en sê, Satan, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Ek sien die klein hondjies, dan gryp hy sterker, dan doen hy presies dieselfde. Dan pak hy ook haar kind. Hoekom? Jy het 'n woord gespreek in die naam van die Here. Dis baie keer te bang. Ag, so right wat. Nee, is okay wat. Nee, dit is nie okay nie. Daai swak man, dit is nie okay nie. Ons ophou met daai storie mense. Ag, ek sal maar vat as die lewe kom. Dat God se water na God se akker loop. Nee, daar bestaan nie so 'n storie nie. Ons spreek dood in ons eie omstandighede. Hoe gaan ek hierdie maand maak? Haai Here, ek het nie genoeg geld nie. Ons doen dit almal. Ons spreek dood. Al die goud en silwer behoort aan hom. Al die 4000 ewels is syne. Al die skatte van die aarde behoort aan hom. Wat sê die woord van die Here? Ons erfgename van hom en mede-erfgename Christus Jesus. Met ander woorde, dit kom ons toe. Dit kom ons toe, kind van die Here. Satan se taktiek is, hy wil hê jy moet twyfel in God. Luister Matteus 16 vers 19. Hy sê, begryp julle Here aan die woord, sê, begryp julle nog nie, en onthou julle die 5 brood, die 5000, en hoeveel mandjies wat julle opgetel het nie? Hulle het meer opgetel as wat daar brode was. Ek meen, as jy 12 mandjies vol brode vat, jy pak hulle aan mekaar, dan gaan jy baie meer brode kry. Op die 7 brode van die 4000, hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? God is in staat om te vermeerder. As hy hierdie vroukie se meel en olie vir 3,5 jaar kon vermeerder, kan hy jou ook vermeerder. Dan kan hy doen, hy sal dit nie wil doen. Jy moet die regte verhouding met hom staan. Hebreërs 11 vers 1 sê,
Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons probleem is vandag, kind van die Here, ons wil eers dit sien voor ons dit glo. En dis so. Ons wil eers dit sien voor ons glo. Ek wil eers nou die Here my gesond kan maak. Glo dit en sien wat die Here kan doen. Glo dit en sien wat die Here kan doen. Daar's een triek wat die predikers mense almal mee vang. Snaaks en terwyl ek weer besig is, toe kom ek toevallig op YouTube daarop af. Praat hulle van die 20 pastore in die wêreld nou, die rykste pastore. Die 20 rykste pastore. Die rykste pastoor se inkomste per jaar is so 270, ek dink is miljard dollar of iets in daai lyn. Hy het 'n vloot van vliegtuie. Nou het jy al gesien as mense gaan sit. En sy broer kom sit hier so, jy is jou probleem. Dan as jou been nog so in trek, maak jou been nog so 6 nou reg. Hy is die oudste triek in die boek, as hulle die realiteit hoor. As brief vir die pastore almal mee vang en almal glo. En al 20 wat hulle gewys het, en al 20 se boodskappe wys dit. En nommer 19 in ons land in sit in P. Nommer 19 in ons land en die 20 sit in P. Jy kan dit nie glo nie. In ons eie land. Dan word mense betaal vir daai joke. As my bene hier staan, is een nie korter as die ander nie. So moenie vir my sê my rugpyn môre spog my bene nie. My rugpyn spog môre spog en ek het my rug seer gemaak met 'n pakkie opgetel wat te swaar was te vinnig gedraai. Maar lyk nou vir môre of dit die rugpyn my nou worry vir môre. Nee. Satan wil hê jy moet vergeet van God se wonderwerke. Ek dink almal kan getuig van God se wonderwerke in hierdie plek. Almal kan getuig daarvan. Ek het wonderwerke sien gebeur in my lewe. Ek het gesien hoe 'n vrou haar bloedpille vat en weggooi. En sê dis die einde. Ons wat klaar gebid het. En die volgende Sondag toe kom getuig en sy sê ek nog nooit so goed gevoel in haar lewe nie. Sy nog nooit so goed. Maar nie jou pille gaan weggooi nie hoor, as jy het moet drink dit. Nie jou pille gaan weggooi omdat ek vir jou getuig wat hy vrou gedoen het, en ons vra gebid dit nie. My vrou drink vir hy. Dis niks wat my bloed nie. Dit is nog right. As ek altyd vir haar sê, myne is nog fyn. Maar dit is ongelukkig so. Luister kind van die Here. Ons kyk na die volk hoe hulle gemurmureer in die woestyn. Maar hoor wat gebeur. Dan vra ek baie keer vir myself, ons wil murmureer en opstaan, raak God nie jou kwaad vir ons nie? Hoor wat sê die woord van God. Hy het die volk by Tabera. Nou Tabera beteken plek van brand. Murmurering en straf. Hy sê die volk het nou voor die ore van die Here beklaag dat dit sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam en die vuur van die Here het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Toe het die volk dan Moses geroep. Kyk nou wat doen die mens nie. So logies. Ons hartlik kom net die pastoor. Pastoor kom bid jy. Die Here het jou mond gee, bid self man. Miskien wil die Here met jou slag jou stem hoor. Kom ek vertel jy gou. Een môre in Middelburg. Dis ook 'n persoon. Jongens aan gebid word en die persoon eerste. En ek skiem maar hierdie is mos nou sonde. Nonsens. En ek sê vir die persoon, weet jy wat? Ek gaan nie vanmôre vir jou bid nie. Ek gaan jou salf vanmôre. Maar ek wil hê jy moet bid vanmôre. Jy moet die Here vra vanmôre en sien wat die Here vir jou kan doen. Die persoon het dink ek is snaaks. Nee, ek was nie snaaks nie. Daai persoon bid. Vertel haar omstandighede vir die Here. En wat gebeur? Die Woensdag aand, toe kom getuig sy van hoe God haar omstandighede verander het. Hoekom? Want die Here wou 'n slag bietjie haar stem hoor. Jy wil bietjie hoor wat sy vra, wat sy wil hê van hom. Die Here verander omstandighede. Hy sê Moses het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Kyk, ek is altyd daar vir gebed.
Altyd. As jy gebed nodig het, my huis staan altyd op. My telefoon is altyd beskikbaar. Altyd. Ek kan my vrou vra jare terug, eers maar toe ons hier gebly het, op die Alkop gewerk het, hoeveel keer ek in my kantoor gebid vir mense. Nie een keer nie. Meer as een keer het mense na my toe gekom vir gebed. Ek sê, bid asseblief vir my. Met een ding onthou, geliefde kind van die Here. Ek is net 'n instrument in die hand, soos elkeen van u. Jy moet glo. Jy moet glo. Jy moet dit vat. Jy moet dit jou maak. Vers 1, nummer 11:21 sê, toe sê Moses, 600,000 te voet is die volk onder wie ek verkeer. En u het gesê, ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal die hele maand lang eet. Net om vir 600,000 mense kos te gee, is dan nou seker nie 'n grap nie, nee. Mense, as jy dink, hoeveel hout was al betrokke gewees om my gaar te maak, hulle is in die woestyn die eerste plek, daar is nie hout in die woestyn nie. As jy dink aan al daai vleis, dan wil ek vanmôre vir jou sê, moet nie twyfel oor God se voorsiening nie. Want God kan voorsien. Nummer 11:23 sê, maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees, nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Kyk, wanneer God dit dan gespreek het, gaan dit so wees, dit sal so wees. Kom wat wil. God, kind van die Here, onthou net een ding. God se arm is kort om te help. Sy oor is so te swaar om te hoor nie. Hy hoor jou gebed. 'n Persoon eendag my gesê, weet jy wat? Dit voel my, ek bid teen die plafon vas, ek gaan staan net buite. Hy het skrik dink ek staan nie. Almal het gelag. Ek het dit ook nie lelik bedoel nie. Ek het vinnig gepraat daai môre. Dis ek gaan staan net buite. Nou wat jy mos nie die dak vas nie. Jy mos nie oop lig op by die kant. Ek praat net hier te vinnig. Daai môre is een daai môre wat ek vinnig gepraat het, toe jy mag staan net buite. Want hy bly by sy bid hierdie dag vas. Ek voel of God sy gebede verhoor nie. So ek gaan staan buite. Kan meneer Dawid uitgeroep, ek het moed verloor. Ek soek hulp. Ek roep na u om hulp. Luister tog na my hulp, want ek is magteloos. Kan jy sien hoe vat hy toevlug? Hy vat na die Here toe. Here help. Here help. Kind van die Here. Moenie dat die vyand jou laat twyfel nie. Abraham het plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word op die berg, die Here sal dit voorsien. Twyfel, Isak moes gaan offer, hy geweet die Here sal voorsien, want is 'n belofte daai gewees. En jou nageslag sal, en in jou nageslag sal die nasie geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Seëninge lê om gehoorsaam te wees aan God. Om gehoorsaam te wees aan hom. Kind van die Here. Dawid sê, ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit die regverdige verlaat ek sien, of dat sy nageslag brood sal soek. Psalm 37:25. Deuteronomy 28:12. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk jou hand te seën, en jy sal aan die naas uitdeel, maar self sy nie hoef te leer nie. Dis die woord van God, kind van die Here. Dis sy woord. Te midde van jou eensaamheid verseker hy dat jy nooit alleen sal wees nie. Nooit, ons kyk na Jakob. Nou Jakob vlug. Die Here vir hom sê, ek sal jou nie alleen los nie. Ek sal daar wees vir jou. En al jou omstandighede, Jakob, ek is daar vir jou. Selfde skrif wat ek verlede week gebruik het, Numeri 23:19. God is geen man wat hy sou lieg nie, of mense kan dit so sê en nie berou nie. Hy sou iets sê en dit nie doen nie, of spreek en nie waar maak nie. Wat hy sê, kom waar. Hebreërs 13:6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedig sê, die Here is my helper. En wat ek verklaar, die Here is my helper, verklaar ons op Psalm 23, ook dieselfde, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Jy kan dit verklaar, ek sal nie vrees nie. Die woord van die Here sê in 2 Timoteus 1:7, hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Dis wat hy vir ons gegee het. Romeine 8:31 sê, as God vir ons, wie kan teen ons wees? Kind van die Here, ons kan nou vandag deur 'n moeilike tyd gaan, maar hoor mooi vanmôre. Ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou God. Ek het nie alles wat ek begeer nie, maar ek het God. Ek sien nie uitkoms nie, maar ek weet op wie ek vertrou.
Ons weet op wie ons vertrou, kind van die Here. Hy is die God wat sy beloftes waar maak. Wat beloof kan en sal hy doen. Ek sluit af met die skrif wat ek net nou gelees, Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Kind van die Here, hoor mooi môre. Die Here weet wat jy nodig het. Hy is die bron van jou voorsiening. Vertrou hom. Jy hoef nooit aan God te twyfel nie. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Amen.